I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away. My pain is relieved. I believe, I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer. Is sy lewendig in jou siel? Ek sê altyd hierdie woorde, moenie eet kom, verwag ons met jou boost, jy met ons boost. Met jou hart ooppak en begin Here loof en prys en dan bid vir woorde. Amen. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord, the name of the Lord is a strong tower. That's my king, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. That's my king, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The name of the Lord is a strong tower. That's mighty true, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. That's mighty true, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. Stop us.
Het jy 'n aanraking nodig vanmôre? Kyk jy hande sien, het jy 'n aanraking nodig vanmôre? Just put your hands in the air. We sing a song. Let the Lord touch you this morning. Come, Holy Spirit, I need you. Make it those this morning. Come, Holy Spirit, I pray. Come, in thy strength and thy power. Come, in thy own gentle way. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Praat oor wie die minste is, sal die meeste wees. En ek het al so vinnig aan hierdie geraak en in een van my preke het ek al daaraan geraak, dat partykeer kyk mens meer op mense en dan kyk mens en dan dink jy, ek weet, daai persoon gaan dit nie in die hemel maak nie, daai persoon, ek doen baie vir die Here, so ek gaan 'n spesiale plekkie in die hemel gaan daar vir my wees, maar vir daai persoon gaan daar 'n spesiale plekkie in die warm plekkie wees. En dit is hoe ons partykeer raak, maar die Here sê ons moet nie so wees nie. So ek wil vanoggend met julle daaroor praat en ek wil eers vir julle lees uit Markus 9 vanaf vers 33 tot 35. En hy het in Kapernaum gekom en toe hy in die huis was, vra hy vir hulle, dit is nou sy disippels, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Maar hulle het stil gebly, want hulle het op die pad met mekaar gepraat oor wie die grootste is. En toe hy gaan sit het, roep hy hulle 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. Nou ons almal het iemand na wie ons opkyk, of dit nou iemand is wat in jou familie is, of iemand wat 'n goeie vriendin is,
of wat ook al, maar soms het ons ook iemand wat ons na opkyk wat hoog in gestalte is. Jy weet, iemand soos, kom ons sê mevrou Wêreld. Daar's baie meisies wat opkyk na mevrou Wêreld toe, want dis mos nou hierdie hoë persoon. Sy bereik al hierdie groot dinge. Sy gaan die wêreld red en sy gaan die hongerkinders red en sy gaan al hierdie wonderlike dinge doen. En ons kyk op na sulke mense en ons binne onsself doen ons presies wat die 12 disippels gedoen het. Ons redeneer en ons sê, maar Jessie, daai persoon is hierso, want daai persoon doen baie dinge. Daai persoon red die wêreld, daai persoon het aansien en daai persoon het dinge om te kan sulke dinge doen. Maar ons is mos maar net 'n gewone ou mens. Ek sê net 'n gewone ou mens met 'n gewone ou kar, met 'n gewone ou werk. Ek is eintlik maar nou net niks nie. As ek my moet opmeet teen so 'n persoon, is ek mos nou maar niks nie. Dit is presies wat die disippels gedoen het. Hulle het teen mekaar opgemeet. Wie doen die meeste vir Jesus? Wie dra sy sak? Wie dra dit? Wie dra vir hom kos aan? Wie hardloop om hom te gaan kussing onder sy kop sit? Wie hardloop om die donkie vir hom reg te kry? Jy weet, ek doen alles. Ek hardloop om alles vir Jesus te doen, so ek moet die grootste in die hemel wees. Ek moet die grootste mens wees en jy moet die laaste, want jy doen die minste. En so meet ons onsself ook op. En ons doen dit in ons elke dag se lewe. In ons elke dag se lewe meet ons onsself op teenoor iemand anderste. Daai persoon is 'n baie beter prediker as ek. Daai persoon is 'n baie beter mens wat kan praat en met mense kan werk en baie beter as ek. Daai persoon, ek sal nooit by daai persoon kan uitkom nie. En dalk het iemand al vir jou gesê dat jy is nie goed genoeg nie. Jy gaan dit nooit maak nie. Jy gaan dit nooit bereik wat jy wil bereik nie. Want jy is nie goed genoeg nie, jy kan maar nou net nie opgee. En baie van ons voel so. En die wêreld het ons seer gemaak. En die wêreld het ons laat voel dat ons is die minste. Ons is die minste op hierdie aarde. Ons gaan niks bereik nie, ons gaan nêrens heen nie. En dit is waar die woord vandag kom om vir jou te sê, dat jy wat die minste is, gaan eendag daarbo by die Here die meeste wees. En jy wat dink, daai persoon wat die meeste is, gaan dalk eendag die laaste wees. En ek het 'n ding gehoor en ek wil dit graag met julle deel. Ek het 'n video gesien op Facebook van 'n ou wat sê oor jou waarde. En hy vat nou hierdie R10. En hy sê, as ek nou hierdie R10 vat en ek vlog hom nou op, dan wat is dit? Is hy nou niks werd nie? Kan ek nie 'n brood van koop met hom nie? Ek kan nog steeds, want hy bly nog steeds 'n R10. Sy waarde het nie verander omdat hy nou opgevrommel is nie. Hy is nog steeds 'n R10. En as ek hom nou in die asblik gooi en ek vertrap hom en hy's hier vol chatties en goeders nou, dan gaan ek nog steeds 'n brood met hom kan gaan koop. Het hy sy waarde verloor? Is hy nou niks meer nie? En wat as ek hom nou opskeer? Kan ek nog steeds 'n brood met hom gaan koop? As ek hom aan mekaar vasplak, sê jy, né? Dan het hy sy waarde verloor. Omdat hy nou vertrap was en hy was verskeer en hy dink hy's niks werd nie. Het hy sy waarde verloor? Nee, want ek kan nog steeds hom aan mekaar vasplak en ek kan hom spoeg en spit en span en die stoffies afhaal en ek kan hom mooi maak. En ek kan nog steeds 'n brood met hierdie R10 gaan koop. Ek wou nou nie waag om regtig R10 te skeer nie. Net nou het ek hierso die maffia op my man. So, jou waarde in Jesus Christus gaan nie weg omdat die wêreld jou vertrap en die wêreld jou seer maak en die wêreld jou skeer nie. Jou waarde in Jesus Christus, wat jy dink is die minste. Jy dink van jouself die minste. Weet jy wat dink die Here van jou? Die Here dink jy is die meeste. Die Here dink jy is so kosbaar dat hy sy lewe vir jou gegee het en hy jou duur gekoop het. Dit is hoeveel die Here van jou dink. Ons moenie onsself daar sit om te dink ons is die minste nie. Maar dan kry jy ook die ander deel van mense. Die mense wat dink hulle is die meeste en afkyk op ander mense wat minder as hulle is. Jy weet, as jy uit jou kar klim en jy ry nou 'n fancy kar en jy klim uit en hierdie ou
klim met sy skorrel karretjie uit, wat uit mekaar uitval, dan kyk ons mos neer op hom, o Jessie, jy weet, of iemand wat nie so goed is soos jy nie, wat nie kan doen wat jy doen nie, wat nie is waar jy is, op die vlak waar jy is, kom ons sê, in gebed of in geestelikheid nie, dan kyk ons neer op sulke mense, en ons laat hulle voel mindere. Ons plaas onsself hoor om te dink ons is beter as daardie mense. En ek wil vir julle vertel, ek het in die volle evangelie kerk groot geword. En ek het onder die banke groot geword, en in die orkes en alles, ons het kerk toe gegaan. Maar ons pastoorse vrou, en ek gaan nie name noem nie, maar ons pastoorse vrou het elke sondagoggend hier voor op die verhoog, voor die kerk begin het sy daar gesit met haar mic, en sy het gesing, en sy het in tale gepraat. En sy het altyd gesê, en dit is waarop ek neerkom, sy het altyd gesê, dat sy is die Here se wit broodjie. En net sy kan in tale praat, en net sy kan goed wees, en die Here kan net vir haar hierdie wonderlike goed gee, want sy is by die Here se voete elke dag, sy hoor by die Here, sy bid elke dag, sy is heeldag besig met die Here, so net sy kan hierdie wonderlike goeders kry. En dit het my altyd laat voel, toe ek groot geword het, okay, so dan is dit net vir sulke mense. Dit is nie vir mense soos ek nie, wat dalk nog in die wêreld gelewe het, of wat dalk nog dinge gehad het in my nie, dit is nie vir sulke mense nie, dit is net vir sulke heilige mense, wat voor op die kerkstoel sit, en hierdie dinge doen. Maar ek wil vir julle sê, die Here sê dit is nie so. Die Here sê, hy wat hoog dink van homself, gaan daar laag wees, eendag daar bo in die hemel. Want hoogmoed en trots gaan meer mense uit die hemel uithou, as wat sonde gaan doen. Omdat hoogmoed en trots lei jou tot allerlei sonde. Hoogmoed en trots maak dat jy ander mense laat val, wat nie so sterk in die gees is soos jy nie. Mense wat neerkyk op ander mense waar hulle is. Jy wil nie langs iemand op die tafel sit, wat nie in jou kringe beweeg nie. Jy wil nie iemand langs jou laat sit, wat dalk byvoorbeeld stink nie. Wat dalk byvoorbeeld nie kon gebad het die vorige aand nie. Kom ons sê, ons maak die deure oop, en ons sê, almal kom in. Ons AGS Pretoria Oos het 'n ete vir enige iemand wat hier verbykom. En hier kom 'n paar boemelaars in. Dan gaan ons vir hulle die vuil bordjie gee, of die messe vir, plastiek messe vir, of wat ook al. Ons gaan sê, hier is nou 'n designated area waar julle kan sit. Want ons wil nie hê hulle moet hier saam met ons, in ons groepie sit nie. Dit is hoe mense is. En dit is wreed, want ons dink, ons is beter as daai mense. En Jesus sê, gaan weg, jou werk van ongeregtigheid. Eendag as ons gaan klop en sê, Here, maar het ek nie al hierdie dinge gedoen nie, was kerk toe, ek het gepreek, ek het duiwels uitgedryf, ek het gebid, fisiek is hande opgelê, en hy sê, gaan weg, want jy dink jouself beter as ander, jy het hoogmoed in jou, jy het trots in jou, jy gaan die laaste wees, eendag daarbo. Die woord van die Here sê, dat almal is gelyk. Daar's niemand meer beter as 'n ander nie. Man en vrou is gelyk. Slaaf en vry man is gelyk. Almal in die Here se oë is gelyk. Dit beteken, die ou wat die hoogste rang het, en wat die rykste is, en die boemelaar op die straat, en die ou wat in die tronk sit, en ek wat dink ek is heiliger as almal. Ons almal is een gelyk in God se oë. Nie een van ons is beter as die ander nie. Ek is nie beter omdat ek nou woord voorberei en omdat ek nou hier staan, beter as die ou in die tronk nie. Ek is nie beter as daai persoon nie. So sê die Here, jy wat dink jy's beter, of jy wat dink jy's daaronder, jy gaan eendag daarbo wees. Die woord van die Here sê, ek het gesterf, nie net vir die regverdige nie, maar ook vir die onregverdige. Die Here het ook gesterf vir daai ou wat sê, wat jy dink, daar's 'n spesiale plekjie in die warm plek vir hom. Die Here het ook vir hom gesterf. Die Here het ook vir daai persoon lief. Al het ons nie daai persoon lief nie, al voel ons, Jessie, ek kan dinge doen, maar die Here het vir daai persoon ook gesterf. Die Here het nie net vir my heilige Vivian gesterf nie. Die Here het vir almal gesterf. Die Here het almal
ewe lief, want ons is almal gelyk. As ons moet kyk, Jesus het 2 dinge gedoen voordat hy gekruisig was. Hy het voete gewas en hy het nagmaal gehou. Het hy vir Judas gesê, Judas, gaan staan jy nou buite, want jy is nou nie deel van hierdie groepietjie wat nou heilig is wat my volg nie. Nee, hy het nie. Hy het ook Judas se voete gewas. Hy het ook vir Judas nagmaal gegee en hy het gesê, hier is my liggaam ook vir jou. Hier is my bloed ook vir jou sonde. En hy het geweet Judas gaan hom verraai. Hy het geweet wat Judas gaan doen, maar hy het hom nie weggestuur nie. Hy het dit ook vir hom gegee. Johannes 13 vers 5 tot 7 wil ek vir julle lees en dan net ook vers 15. Maar julle is welkom om daai hele hoofstuk te gaan lees. Dit gaan oor die voete was. En daarna het hy, Jesus, water in 'n bak gegooi en die voete van sy disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om hom gehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan U my voete was? En Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begrip jy nie nou nie, maar jy sal hierna verstaan. En vers 15 sê, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek gaan, soos dat ek aan julle gedoen het, julle ook moet doen. Nou as ons net moet kyk, hier gee Jesus vir ons die wonderlikste voorbeeld van hoe ons mekaar moet die een minder as die ander wees. Hoe ons nie moet dink, ons is een beter as die ander ene, en hoe ons nie moet van onsself minder dink as die ander een. Onthou, voete was in daardie tyd was gewees, as jy ingekom het by die deur, enige gas, enige persoon, as jy ingekom het by die deur, was daar iemand wat jou voete gewas het, want hulle het sandale gedra. Hulle was vuil, hulle kon nie so gaan sit het om te eet nie. So in daardie dae het hulle nie net 'n gewone slaaf nie, maar die laagste, dit was jou beginning point, soos jou intree van werk, het jy voete gewas. Dit was die eerste ding wat jy gedoen het as 'n slaaf, en dan daarna het jy jouself opgewerk nou na die huis skoonmaak en na die dit en die beker drink en so aan. Maar dit was die laagste ding wat iemand kon doen. En Jesus het dit gevat en hy het gesê, presies soos ek nou maak, so moet julle maak. En dit gaan nie net oor ons nou met bakskottels sit en mekaar se voete was nie. Dis great. Ons moet dit ook nou en dan doen, om daai nederigheid te wys. Maar dit gaan oor die prinsip wat Jesus vir ons ingestel het om te sê, dat soos wat ek, die koning van alle konings, myself so laag neerbuig, om jou wat my disipel is, wat baie laer as ek is, se voete te was, wys hoe ek wil hê julle met mekaar bedien. Die een moet nie dink hy is beter as die ander, ek gaan nie jou voete was nie, jy kan eerder my voete was. Ek kan nou my voete was. Maar ons kan nie so redeneer nie. Jesus het gekom en hy het hierdie vir ons kom stel en hy het gesê, so moet julle maak. Dit wat ek julle wys, verstaan julle nie nou nie, maar julle gaan dit verstaan. So moet julle wees in diensbaarheid. Jesus het hulle gewys, dit is hoe ek verwag, die kinders van my in diensbaarheid teenoor mekaar moet lewe. Ons moet nie onverstandig wees nie. Ons moet ook nie onverstandig wees as dit kom by diensbaarheid nie. Jy moet nie laat mense jou vertrap en jou verskeer en jy doen maar net alles en hulle trap glad nie. Onthou, Jesus het al hierdie dinge gedoen. Hy was nederig, hy het saam met al die slegste van die slegste mense geloop en saam met hulle in huise gaan, saam met hulle geëet, saam met hulle geleef. Maar ook Jesus het 'n autoriteit gehad, nee? Hy het nie laat mense boer omloop en mense om vertrap nie. Hy was nederig, maar hy het nog steeds in sy autoriteit gestaan. So sê Jesus ook, ons moet ook verstandig wees. Laat mense ons nie vertrap en ons misbruik omdat ons in diensbaarheid staan nie. Ons moet in diensbaarheid met respek teenoor mekaar staan. Ons moet mekaar respekteer. As iemand diensbaar is teenoor my, moet ek daai persoon respekteer. Ek moet net so ook diensbaar wees teenoor daai persoon wat my voete was, wat my dra, wat my hande optel, wat vir my bid. Ek moet nie dink ek is beter as daai persoon want hulle dien my nou en hulle dra my nou. Ek sien party pastore word in die kerke ingedra.
goede, wat is daai soos die farao en sulke tipe mense, hulle word so in die kerk ingedra, dat mens iemand, 'n pastoor so op 'n hoog pedestal sit. Ons is niks meer as net almal van julle nie. Ons het net 'n roeping wat ons geantwoord het en die Here het ons in diens gesit. So het julle ook 'n roeping en julle is ook in diens gesit by die Here. Maar ek is niks beter as enigiemand anders wat by die vloere vee nie en daai persoon niks beter as ek nie. Maar ek moet in diensbaarheid wees vir daai persoon. Dit is wat Jesus ons kom wys het. Ons moet onsself beskikbaar staan. Ons moet onsself soms minder as ander mense. Nou dis baie moeilik, maar as iemand voor jou indruk op die pad, dan is jy nou maar diensbaar en jy sê, laat die Here jou seën, mag jy 'n wonderlike dag hê, ry veilig, laat die bloed van Jesus oor jou wees, dat jy nie ongeluk maak nie. Diensbaarheid, né? Nie die ander woorde wat ons like om mense te besaai en die hoeter en mal gaan en ek gaan jou nou wys, jy sal nie hier voor my indruk nie. Ek staan ook skuldig, want as ek haastig is en ek moet by die skool uitkom en ons is laat, het ek nie nou tyd om almal plek te gee nie. Maar diensbaarheid, dan staan jy nou maar, dan gee jy nou maar die volgende persoon plek, al is dit die taxi, né? Dit is diensbaarheid. Om iemand wat in 'n winkel net 'n paar goed, jy het 'n trolley vol goed, jy het jou hele maand se groceries gekoop. En hier staan 'n vrou met 2 kinders of wat ook al, 'n ouerige oom en hy het net 'n paar goedjies in sy mandjie. Diensbaarheid, al is jy laat, jou kinders maak jou mal, jy wil net by die huis uitkom want jy gaan nou moord pleeg. Jy wil net rustig by die huis uitkom, jy wil nou uit die winkel uitkom, jy is warm, jy is geïrriteerd, dan sê jy, Here, oom, tannie, jy kan voor my kom. Diensbaarheid, né? Dit is om te wys, ek sit myself onder jou, jy kan maar voor my gaan. Die man en vrou wat op die straat staan met 'n bordjie, gee my kos, help my, om hulle nie met geld te kos te gee nie. Gaan koop vir hulle 'n bord kos. Koop vir hulle iets, gaan na hulle toe, of die tannie af in die straat, wat jy sien, Jessie, sy loop elke dag huis toe en terug, sy lyk so alleen en verlate, die gees van die Here wys my, ek moet bietjie met daai tannie gaan sit en gesels. Tannie, hoe gaan dit? Hoe was jou dag? Weet julle hoe wonderlik dit is as iemand jou vra, hoe gaan dit met jou? Hoe was jou dag? As jy 'n ou oom of tannie is wat in 'n ouete huis sit en niemand praat met jou behalwe die matrone wat jou pille kom gee, né? Hoe is dit, hoe treasure hulle dit, om net te hoor, tannie, oom, hoe was jou dag? Hoe gaan dit met jou? Gaan dit goed met jou? Ek het, toe ons die jeug gehad het, jare terug, het ons die jeug uitgevat na die ouete huis toe daar in Pretoria West. Daar's 2 ouete huise oor mekaar. En ons het die jeug gevat, ons het kraftgoedjies gemaak en ons het hulle soen toe gestuur en ons het gesê, jy klop aan elke deur, ons maak spanne, jy klop aan die deur, jy gaan met die oom en tannie praat. En na die tyd, die terugvoer wat ons gekry het van die matrone af om te sê, wat se impak dit op daai mense gehad het. Meeste van daai mense is daai kinders ingekom het en met hulle gepraat en dat hulle snot en trane gehuil. Vir jare lank sien ek nie my kinders nie. Vir jare lank weet ek nie eers van my kinders nie. Hulle bel my nie, hulle het my kom aflaai en hulle het my vergeet. Net om te sê, tannie, oom, hoe gaan dit met jou? Diensbaarheid. Ons moet middagete met iemand deel. As jy in die skool is, en daar's 'n maatjie, ek sê altyd vir hom, as hy nie sy middagete wil eet nie, dan is dit oukei. Jy mag dit nie weggooi. Jy soek 'n maatjie wat jy sien sit daar en hy het nie 'n kosblik nie en jy gee jou kosblik vir hom. Diensbaarheid. Want ek wil dit nie nou hê nie, maar kom ek gee dit vir iemand. Of as jy net sien daar's iemand by jou werk wat eenkant en alleen sit, gaan sit net langs hulle. Jy hoef nie iets te sê nie, jy hoef nie 100 woorde te hê nie, maar gaan sit net daar. Mag ek hier by jou sit en partykeer net daai, iemand is hier by my. Diensbaarheid, laat ons verander. Ons is mos Pinkster, net. Ons voed mense nie net met die maag nie, maar met die siel ook. Maar so met ons mense voed met kos en met kos vir die siel. Ek wil vir julle lees Matteus 25 vanaf vers 35 tot 36 wat sê, want, en hierdie is die voorskrif wat Jesus sê, dit is hoe julle moet wees. Hierdie is hoe julle diensbaar aan mekaar moet wees.
Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my toe gekom. Jesus sê vir ons in hierdie vers presies hoe ons moet wees teenoor mekaar. Hoe ons mekaar moet dien in diensbaarheid. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Nou ons dink partykeer om mekaar se laste te dra is om te help finansiëel of om groceries te gaan koop of wat ook al. Maar dis nie altyd net 'n las wat fisies is wat mense kan sien nie. Soms is dit ook geestelik. Ek het geestelik 'n las wat ek dra, wat ek wil hê iemand met my help dra. Iemand met my help om hierdie binding te breek, iemand met my help want ek voel in 'n gat en ek kan nie daar uitkom nie. Hoe gaan ek daar uitkom as ek niemand het wat by my kom staan en vir my sê, kom ek wys jou hoe doen ons dit nie. Dit is waar ons moet gaan. Ek het honger en ek het dors en julle het my te drink en te ete gegee. Ons geestelike laste, party van ons is siek. En die Here sê ek was siek en julle het my kom besoek. Dit is nie net altyd mense wat in die hospitaal is nie. Maar daardie mense, weet julle dat baie van daai mense lê daar alleen. Veral oor hierdie tyd, daar's niemand wat hulle kom besoek nie. Party van hulle het nie familie nie. As ek nie my man en my kind gehad het nie en ek moet in die hospitaal beland, gaan niemand ook vir my kom besoek nie. Want ek het nie familie wat vir my gaan kom besoek nie. Dan is dit mense soos julle wat ek wil hoor, wat ek honger na het, wat na my toe gaan kom in die hospitaal, my net gaan kom besoek. Al sit jy net daar, 'n blommetjie bring, 'n sweetie bring. Kom besoek as ek siek is en ook so geestelik siek is. Mense wat geestelike bindings het, wat geestelike swak en siek is. Dis ons plig om diensbaar te wees, om mekaar so te dra, om mekaar so op te lig. Ons draai ons heeltemal weg van mense wat in die tronk is, né? Hulle hoor daar. Dit wat hulle gedoen het aan ander mense, hulle hoor daar. Dit is wat ons dink, dit is hoe ons redeneer. Maar Jesus sê hier, en ek was in die gevangenis en julle het na my toe gekom. Want onthou, net soos dit Christus lief is vir ons en hy nie die tyd verhinder of stadiger laat gebeur, maar hy wil almal gered het, dink hy nie net aan my nie. Hy wil ook daai ou in die tronk. Nou as almal net sê, ek bly weg van sulke mense, ek bly weg van die boemelaars op die straat af, nee, dis nie my tipe, daar's ander mense wat daai werke gaan doen. As ons almal net dit sê, dan waar gaan daai mense op eindig? Ek het eendag 'n ding gelees wat sê, en dit het my so diep geraak, want ek het aan my eie 2 seuns gedink, né? Wat sê, wat as in die tronk is dit die eerste Bybel wat jy ooit oopmaak en ooit lees? En ek het vir myself gedink, weet, ek wil nooit hê my kinders moet die eerste keer 'n Bybel oopmaak en die eerste keer van die Here hoor in die tronk nie. Maar dit is die wêreld waar ons lewe, dis die realiteit. Ek sê nou die dag, die straatmense, baie van hulle kry kinders op die straat en daai kinders word so gebore. Dit is die enigste lewe wat hulle ken. Hulle ken geen ander lewe nie. Hulle ken nie 'n huis met 'n bed en 'n TV en sulke goed nie. Hulle ken net hierdie op die straat lewe. So as mamma en pappa nie die Here ken nie, dan daai kind word groot op die straat om nie die Here te ken nie. Nou as almal van ons net gaan sê, nee, ek wil niks met sulke mense te doen hê nie, dan wie gaan daai mense van die Here vertel? Is dit nie ons wat daai mense moet gaan besoek nie, sê die Here. Dit is ons wat in diensbaarheid moet wees om te sê, ek sal gaan en ek sal met iemand gaan praat. Ek sal iemand gaan besoek in die gevangenis. Want ons is maklik om te sê, hulle verdien om daar te wees. Maar wat as dit die enigste lewe is waarin hulle groot geword het, dit is wat hulle ken. Soos wat ons ken, ons ouers het ons kerk toe gevat, Sondag het ons Sondagete en mamma en pappa vat 'n middagslaapie. Dis die wet van Transvaal, dis hoe ons die lewe ken, né? En Kersfees kom almal bymekaar, nuwe jaar is daar, oujaarsaand, braai saam met die hele familie. Dis mos maar ons tradisie. Nou wat is hulle tradisie? Wat is die lewe wat hulle ken? Hulle ouers leer hulle om te steel, leer hulle om in te breek, leer hulle om moord te pleeg.
dan wie se skuld is dit dan dat daai kind daar in daai tronk is? Baie sulke mense sit in die tronke en dit is eintlik maar net want dit is lewe wat hulle geken het, want dit is al wat hulle ken. So dit is ons plig om diensbaar te wees en daarin te gaan en te sê, Here, ek gaan iemand sê wie U is. Mense wat in geestelike tronke vasgevang is, wat bindings op hulle lewe het. Hierdie is wat Jesus sê, ons moet doen om diensbaar te wees. Markus 10 vers 44 tot 45 sê, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jesus is ons voorbeeld van hoe ons moet wees. En hy sê dit vir ons so mooi, hoe ons diensbaar teenoor mekaar moet wees. Dit beteken, as jy van jou donkie af moet klim, en jy met iemand wat swaar loop en wat sukkel, sê, klim jy op my donkie, ek sal langs die donkie loop. Dan is dit diensbaarheid. Dit is wat ons moet doen, dit is wat die Here van ons verwag. Ons moet ook ander dien, soos wat Jesus ons dien. En in hierdie Kerstyd is dit altyd die ergste tyd van die jaar. Daar is soveel mense wat niks werd voel in hierdie tyd spesiaal nie. Want in hierdie tyd is daar soveel ou mensies, of soveel mense in ander lande, of soveel mense wat alleen is in hierdie tyd. Wat niemand het na wie toe hulle kan gaan en sê, kom ons hou 'n Kersete nie. Soveel mense wat alleen en vertrap voel en niks werd voel in hierdie aarde nie. Dit is ons plig om Jesus se voorbeeld te volg. So ek wil vra dat ons elkeen sal bid en sê, Here, wys my waar ek moet diensbaar moet wees. Here, is dit om kos te maak en dit te gaan uitdeel op die straat, Here, is dit om hier binne in die kerk te kom en met iemand 'n woord te deel wat die Here op my hart gelê het, maar bid regtig waar dat die Here jou sal wys, waar moet jy diensbaar wees, in jou werksplek, in jou familie, waar ook al dit moet wees. Want dit is wat die Here van ons verwag, sodat ons die minste kan wees, en dat ons eendag daaroor die meeste kan wees. So ek bid en ek vra dat die Here hierdie woord in julle harte sal dra. En ek weet die Here het iets op my hart gelê en ek wil net eers verdere inligting kry, dan gaan ek volgende week met julle deel. Maar ons as kerk gaan iets in diensbaarheid doen. So ek sal dit volgende week met julle deel. Ek wil net eers alles by mekaar kry en met die kerkraad en alles praat, dan sal ek dit met julle deel. Mag gaan intussen tyd en sê, Here, ek weet ek voel niks werd nie. En ek voel dit wat ek kan doen is niks werd vir U. Maar jou waarde lê in Jesus Christus. Jy wat dink jy is die minste, is meer as werd in Jesus se naam. Amen. Mag die Here met julle wees en mag die Here julle seën in hierdie week. Pastoor gaan vir ons 'n laaste koortjie om sing sodat ons lekker met Jesus in ons hart. Wie het laasweek die hele middag die koortjie gesing? Send a new touch of fire in my soul. Hoorie, ek het daai aand in die stort gestaan. Send a new touch of fire in my soul, Lord. Send it now, Lord. So mag die Here julle seën en mag die Here met julle wees. Ook ek het laasweek gevra almal wat nie hier gaan wees oor die Kerstyd net julle net vir my kom sê dat ons maar net kan weet, maar almal het nou al so te sê gesê, maar as daar nog iemand is wat nie gaan wees nie, dan laat weet maar net vir ons dit ons weet om Dries gaan, hy kan nie hier wees nie, maar hy gaan op krikke wees, so ons bid vir hom. Hy gaan in vir 'n knieoperasie en ons bid en ons vertrou dat alles sal goed gaan en dat die Here met hom sal wees en dat hom binnekort hier gaan kom koordans, né? Sal die tamboerijn en alles reg doen. Prys die naam van die Here. Mooi, kom ons staan. Ons gaan ons 5 liedjies sing. God is so good. God is so good. God is so good. So good to me. God is so good. God is so good. God is so good. So good to me. I love you so. I love you so. I love you so.
het, Here, en dat U vermoere met ons was, Here, dat U Gees op hierdie vertrek gestort het, Here. Here, dat ons 'n aanraking van U gehad het, Here, nog voor die diens begin het, Here. Here, dankie dat ons kan huppel in ons stap en dat ons U naam kan groot maak, Here. Here, dankie vir die woord wat uitgegaan het, Here. Ek vra dat dit in ons harte sal wees, Here, en dat dit sal vrug dra, Here. Here, dat ons sal weet om diensbaar te wees, soos wat U diensbaar was, Here. Soos wat U die mindere was, Here, en die nederigste was, Here. Dat ons so sal wees teenoor mekaar in hierdie tyd, Here. Here, ons weet, ons is opgewek en ons is almal moeg vir die jaar, Here. Maar gee ons nuwe krag, Here. Gee ons geduld, gee ons nederigheid, Here, sodat ons mekaar in liefde sal ontvang, Here. Gaan met ons deur die week, Here, seën ons, Here, en gaan met ons, wees met ons, Here, in ons gees en by die werk, Here, wat ook al op ons pad kom, Here, dat U ons die krag sal gee om deur dit te druk, Here. Wees met al die persone wat minder bevoorreg is, Here, die mense wat nou alleen sit in hierdie tyd, Here, die kinders in die kinderhuise, Here, wat wens om in 'n huis te wees waar daar 'n kersboom is met persente en 'n mamma en 'n pappa, Here. Wees met hulle ook in hierdie tyd, Here. Here, help ons, Here, maak ons geestelike oë en ore oop, Here, dat ons sal kan uitgaan en kan diensbaar wees teenoor hierdie mense, Here. Seën ons nou verder, Here, seën die kos wat in ons liggame gaan wees, Here, en seën ons fellowship saam, Here. Ons loof en ons prys U naam in Jesus naam. Amen.